Vanmôre se boodskap is wie wen? Vraagteken. As 'n hemelse oproep nou gewees. Wie wen? Die Here wen. Ons lees dit, hoor dit by Tannie Annetjie se getuienis. Die Here wen altyd. En as ek vir jou môre moes vra, wie hou van wen nie vir môre? En as jy hand nie opsteek, lieg jy. Moet net dit eers sê, ek hou van wen. Ek is 'n swak verloorde. Julle kan my vriende vra, die jong werkenes, ek sak om te verloor, maar is nou maar so. Ons almal hou van wen, as ons sportspan speel, of as ons besig is met daai Monopoly of Uno, iemand gaan huil iewerste op die einde van die dag, want iemand wil op die einde van die dag wen. Niemand wil verloor nie, nê? Baie stil ewe skielik. Nee, ons wil altyd wen, ons wil altyd die wenners wees, en niemand mag verloor nie, en ons lewe in 'n tyd waar mense en kindertjies net wenners moet wees, terwyl God se woord anders te sê vir my en jou. En dit spoel oor baie kere in ons huwelike in, dit spoel baie kere in ons vriendskappe, in ons verhoudings, in kerklewe, in ons samelewing, ons uitkyk hoe die lewe is. En die vraag is altyd, wie wen op die einde van die dag? In jou geveg, in jou bekleierery. Ek wil hierdie lirieke lees. Ek en Pastor Wouter praat so in die week, en hierdie het net soos, hy is soos 'n chap in jou hare, jy kry dit nie uit jou uit nie. Dit sê, o wenners, wenners, wenners. Wenners moet ons wees. Lewe jy met haat, lewe jy met vrees. Wenners, wenners, wenners. Wenners wil ons wees. Lewe vir 'n toekoms. Lewe om daar te wees. En is nou, jy het nooit gedink, ek gaan daar in die Boeta quote nie, maar dit is so waar. Lewe jy met haat of lewe jy met vrees? Of lewe jy om daar te wees vir 'n toekoms? Lewe om daar te wees. En Spreuke 11 vers 30, jy kan jou skrif na daai spesifieke skrif toe blaai, jou woord. En is dit een sin wat ek vir julle wil deel, dit gaan op die skerm ook verskyn. Dit sê, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe. En hy wat siele win, is wys. Baie belangrik. Hy wat siele win, is wys. En die Hebreëse woord is laka, is 'n verskriklike naam, om te neem, beteken met baie wye betekenisveld. Dit kan aanvaar, bring, koop, dra, wegneem, haal, verkry, insluit, vermeng. 'n Klomp woorde beteken, maar spesifiek hierso beteken dit om te win, om te wen. En jou vrug as regverdige vanmôre kan lewens win vir God se koninkryk. En die vraag is, kan jou lewe dit doen? Kan jou lewe die boom wees wat die vrug van die lewe dra, as 'n regverdige van die Here, want hy wat in ons is, laat ons die vrug dra. Kan jy dit doen? Kan jou lewe daarvan getuig, sodat ons siele kan wen, want wanneer ons siele vir die koninkryk wen, wanneer ons mense oorwin vir die Here, is ons wys. Nie ons hare wat wys, ons is grys en ons is wys nie, maar as gevolg van hoe ons leef, as gevolg van hoe ons reageer, hoe ons leef, die uiting van God se liefde in ons lewens, teenoor ander, teenoor wie hy sê ons moet wees, is dit 'n realiteit vir jou vanmôre. Want iemand wat lewe bring, is iemand wat kan wen. Bring jy lewe daar waar jy is? Bring jy 'n konstante oorvloeibaarheid van God se liefde, se goedheid, se grootheid, wat oorspoel in ander mense se lewens, wat lewe gee? Arnold het gister by die welsyn se vroueoggend iets wonderliks gesê. Hy het gesê, baie kere wil ons lig op onsself laat skyn. En soms moet ons net die lig na ander toe draai. En die lig na ander toe skyn, want die samelewing sê, it's all about me. Jy weet, daar's baie mense wat net 3 beste vriende het. Jy het geweet, me, myself and I. Dis hulle beste vriende baie keer, nê? Maar wanneer ons die lig draai, skyn hy lig helder weer terug. Want ons sê, ek kies om lief te hê. Ek kies om nie te beklei nie, maar om liefde te gee. Ek kies om vrede te gee, eerder as om rusie te veroorsaak. Nee? Dis wat God wil hê.
maar tog wil ons nog steeds wen. Ons wil die laaste sê inkry, moet so, nee? Jy moet hom die mes indruk en dan moet jy hom nog draai ook, nee? Niemand hier vanmôre nie, nee. Ek kan sê ek is baie een van daai mense. En God het met my gepraat en hy praat met jou vanmôre. Maar mense wat wil wen, wil altyd vir hulle self wen, wat hulle uit dit uit kan kry. Maar eintlik het hulle al lank al verloor. Wie is jy vanmôre? Dink mooi daaraan. Wie is jy? Spreuke 14 vers 1 tot 3 sê, en dit gaan op die skerm ook verskyn, dit sê, die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af. Wie in sy opregtheid wandel, vrees die Here, maar hy wat verkeerd is in sy weë, verag hom. In die mond van die sot is 'n roede vir sy trots, maar die lippe van die wyse bewaar hulle. Die wat wil wen, op die manier van die wêreld, sien ons van wat gebeur met hulle. Spreuke 12 vers 15 sê, in die dwaase oë is sy eie pad die regte, wie wysheid het, luister na raad. Het jy al ooit 'n wenner gehoor wat na raad luister? Iemand wat heeltyd wil wen, ek wil wen. Het jy al iemand, luister daai mense na enige raad? Het jy al, as jy nie die ander ken nie, dan is jy daai persoon ongelukkig. Jy kan na die tyd vir my sê, hoe lelik ek is. Maar mense wat die hele tyd wil wen, en ons ken hulle, ons is dalk van hulle, kan nie na raad luister nie. Is die sotte, soos die woord sê. Want hulle is mos altyd reg. Hulle het altyd 'n antwoord vir alles in hierdie lewe, maar as jy na 'n lewe kyk, is dit soos 'n boom in die woestyn wat uitgedroog is, wat geen water soek nie. Maar as ek en jy voor die kruis staan, dan is daar net een wat gewen het. En dis Jesus. En hoe het hy gewen deur sy liefde? Hy het ons aangespreek, kerk, want die wat verlore was, het gesê, daar's 'n plek vir jou, daar is hoop vir jou, daar is 'n toekoms vir jou in my, as jy my sal volg. Karl Lagerfeld is 'n modeontwerper gewees. Hy sê, dieting is the only game where you win when you lose. Nee? Dis die enigste game wat, as jy op die dieet gaan, waar jy wen eintlik, nee? Stem jy saam? En van ons moet op 'n geestelike dieet gaan. Van ons raak te vol en te dik van die wêreldse dinge. En ons moet bietjie weer geestelik fiks raak. En bietjie gewig afskud van die wêreldse dinge. Om te skinder. Agter mekaar se rit. Dis dit, joh. Ek sê altyd, ek sê vir Pastor Wouter, ek sê vir, as jy 'n probleem met my het, konfronteer my in my gesig. Ek gaan jou nie opvreet nie. Ek is nie tiran nie, julle ken al my vir 9 jaar. Ek is alright. En jy moet jouself weer vra, wie is ek? Is ek dit wat Jesus wil hê ek moet wees? Of is ek dit wat die Here wil hê ek moet wees? En Matteus 19 vers 30 sê, maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Die disippels praat met mekaar, wie gaan eerste wees? Nee, ek is belangrik. En Jesus sê hierdie vir hulle. Hy sê hierdie woord, hy sê, die wie eerste wil wees, sal laaste wees, en die wie laaste sal eerste wees. Jesus was die een wat laaste was, toe op die kruis dood gegaan het. Hy was die een wat laaste was, het gesê, ek gaan vir julle wys, die lewe wat ek leef. In 1 Korintiërs 13 sien ons wat dit beteken om laaste te wees, dit beteken om liefde te gee, dit beteken om daar te wees, dit beteken nie om 'n klinkende simbaal te wees en 'n geraas te maak. Het jy al iemand gehoor, hulle gaan kerk toe al vir jare, maar hulle maak geraas, so 1980 ou Ford?
Musiek is 'n wonderlike ding, né? Ons kan die Here loof en prys, maar laat daar iets uit tune uit wees. Dan is dit aaklag en soms is ons baie keer uit tune uit. As kerk is ons van nood af. God wil ons weer op nood bring deur sy gees, deur sy trouheid, deur sy liefde, deur wie hy is vanmôre, nie deur wie ek is nie. Maya Angelou het die volgende woorde gesê, sy sê, I've learned that people will forget what you said. People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. En dalk het mense jou soos gemors laat voel. Dalk het mense gevoel, jy's die skim van die aarde, jy is slegter as dinge wat onder die oseaan dryf. Maar tog sê Jesus, jy is my geliefde. Sê ek het jou lief gehad voor die begin van hierdie aarde. Mense gaan dit nie altyd vir jou sê nie, maar Jesus gaan dit vir jou sê. En ek en jy het die geleentheid om dit vir hierdie wêreld te wys. Wanneer ons uit daai deure uitstap vanmôre, wanneer jy in jou kar klim, en gaan dink oor wat jy gaan eet, of hierso gaan wees na die tyd, en gaan dink, hoe kan daai persoon is in hierdie kerk nie. Wat gaan jy doen? Ekskuus, wat gaan jy doen? Gaan jy sê, ek hou nie van daai persoon nie, of gaan jy soos God, 'n oorwinnaar, na daai persoon toe stap en sê, hey, ek het jou lief. Nou, is moeilik, né? Van daai persoon net iets teenoor my en jou al gedoen, né? Goed van my en jou gesê. Ek groet 'n persoon gisteroggend wat goed oor my al uitgespreek het, dat dink ek gaan vir jou liefde gee. Want hoekom? Want hy het gewen. Hy het gewen. Wie is ek om enigstens iets anders te doen? Hy het gewen. Ons staan in sy oorwinning. In Lukas 17, vers 15 tot 19, is daar 10 melaatses, ons ken die storie, en hulle skree, hulle roep uit, julle kan sien, en een van hulle toe, hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik, en hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan, nie 'n Jode nie. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie, en waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Die kerk in vandag se tyd is melaats, was melaats gewees. Gaan jy wegloop of gaan jy omdraai en die Here eer betoon? Want dis nie wat God vir daardie persoon gedoen het. Die melaatse het nie gewen omdat hy genees was, hy het gewen omdat hy God gesê, Here, ek eer U vanmôre. Stel die kerk sal omdraai en sal sê, Here, dit is alles U. Hierdie gemeente vanmôre, AGS Goeie Nuus gemeente, gered en gestuur om te leef en te verkondig, mag dit 'n gemeente wees wat 'n houding van oorwinning het. Nie uit die vlees uit vanmôre nie uit hoe ek mag voel nie, of wat ek dink reg is, of ons doen dit al vir so lank nie, nee. Soos Paulus gesê het, ek roem in die Here. Want dan het ek gewen. Wanneer my oë weer op die Here is, Psalm 121 wat sê, ek slaan my oë op die berge, waarvandaan sal my hulp kom? Koning Josafat wat sê, ons weet nie wat te doen is, maar ons oë is op U gerig. Want jy sien, wanneer ons oë op God draai, as ons
probleme, ons denke, ons harte skuif na die Here toe, dan wen ons. Dit is moeilik baie keer, want dit voel nie of ons in die lewe gewen het nie, né? Ons voel so en is fine, is okay. Maar in dit, as ons oë op hom sal rig en sê, Here, ek weet U het 'n plan. Ek weet, dit is nog nie verby nie. Ek weet, daar's 'n uitkoms. Ek weet, my storie gaan U verheerlik. Dalk nog nie nou nie, want ek is in die rou, ruwe deel van die lewe. Maar iewerste gaan 'n getuienis wees. Pastor Wouter, jou storie gaan mense wen vir God. Almal van julle vanmôre. Nie net Pastor Wouter nie. Elkeen van ons wat hier vanmôre is, as ons al soos die melaatse sal omdraai, gaan God gebruik dit wat jou wil afgetrek het. That what the enemy meant for evil, you will turn it for good. Ek sê dit altyd, julle ken my, as jy dit vir hom sal gee. Ja? Want Here gaan nie net met so 'n persoon wat sê, okay, Here, wat nou? Hy werk nie met passiwiteit nie, God is 'n aktiewe God. So wanneer ek en jy beweeg in ons gebrokenheid, soos ons as afgelope 2 Sondae gepreek het, as ons beweeg in wat hy sê ons is, en wat sy woord vir my en jou sê ons is, en wat ons kan wees deur sy genade, wanneer ons begin daai eerste tree te gee, wat gewoonlik die moeilikste tree is, dan kan God gebruik en sê, hier's iemand wat stap, wat wen, want hy is in my, en hy stap nie uit hulle self uit nie, maar in die oorwinning wat ek vir hulle gegee het. En dit kan hoe oulik wees hierdie boodskap, of wat ook al, dit kan jy dalk vermaan het, ek gee regtig waar nie om vanmôre oor dit nie, ek gee om, wat gaan jy doen? Julle kan sien, ek het al grys geword, as jy regtig waar dink, kan jy na dit op my skedel kom kyk. En die afgelope paar maande, besef ek net hoe groot God is, en ek besef, ek is nie my verlede nie, ek is wie hy sê ek is. En verlang het ek het gepreek, en verlang het ek het gesê vir mense, die Here gaan, en ek besef vanmôre, soos ek hier voor julle staan, is dat, wanneer ek in hom beweeg, wanneer ek staan op die woord, op die hoeksteen, dan is al klaar oorwinning. Because he said so. Nie my emosies nie, nie my familie nie. En mag ons mekaar aanspoor in dit. Mag ons mekaar in liefde aanspoor om te sê, jy het gewen, want Jesus het klaar. Jesus het klaar gewen. Ek hoef niks meer te doen nie. Ek kan net vir sy voete neerlê en ek weet, hy sal, as jy hom sal toelaat. En ek wil vanmôre hê, terwyl jou oë gesluit is, wil ek jy staan, hele gemeente staan net op saam met my. En ons gaan 'n profetiese ding doen vanmôre, en ons gaan sê, ons staan in die oorwinning van Jesus Christus vanmôre. Ons staan in die waarheid van wie hy is, nie wat ek dink nie, nie wat ek voel nie, nie wie ek is vanmôre nie, maar wie hy is. En ek ken nie jou storie vanmôre nie, ek ken nie jou verlede nie, maar ek ken die God wat in hemele en aarde roem vanmôre. Ek ken 'n God wat se naam bo alle name is, en jy kan vanmôre in sy oorwinning staan. Jy kan vanmôre sê, dit is said and done. En in hierdie oomblik, lig jou hande op tot die Here en sê, Here, hier is ek. Ek gee myself en ek sê, Here,
bely, daar is oorwinning in Jesus naam. Vir verslawing, vir my huwelik, vir my kinders, vir my finansies, vir my besigheid, vir my boerdery. Want U het oorwinning behaal deur die bloed van die lam wat gevloei het. En Here, vanmôre kom ons nie aangekruip nie, Here, ons staan vas. Ons is die kop en nie die stert vanmôre nie. Ons is oorwinnaars. Die vyand behoort onder die hakskeen, soos U woord vir ons sê. En ons sal vertrap en ons sal hom vermorsel. En Here, verlang het ons as gelowiges net gekruip. Maar Here, mag ons vas staan en loop in boldness, soos Dawid wat voor Goliat gestaan. Jy kom dalk met 'n spies en 'n skild, maar ek kom in die naam van die Here God. Ja, Here, ons hoef nie te vrees nie. En ja, Here, vrees mag kom en angs mag kom, maar dankie Here Jesus dat ons dit voor die voete kan neerlê en die Gees ons bekragtig vanmôre. Yes, Lord, we just glorify your name. En ons sê, Here, ons stap elke dag en in hierdie oomblik uit hierdie gebou uit as oorwinnaars in Jesus Christus en nie deur ons vlees nie, Here. Ja, Here, trompet sal blaas, U sal in die hemel kom en ons sal vir ewig saam met U wees, maar tot dan mag ons herinner, daar's mense wat tot reding moet kom, as mense wat die lig moet sien, wat die boom van vrug moet, van die lewe moet kry, sodat siele gewin kan word, Here. En dit begin by my om te beweeg in die oorwinning van Jesus Christus, sodat die wêreld kan sien, daar is hoop. In U naam, daar is nog tyd om te sê, hier is my lewe, Here. Ek loof U, o koning van die eeue. Want U is goed en U is groot en U is almagtig. Amen. En amen. Jy kan die sitplek neem, ek gaan dan so oorgee aan Pastor Wouter. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.